In die nuus vanaand, die polisie slaan toe op maatskappye wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem. Ons praat met 'n kenner oor die rol van die jeug. En die 99ste Comrades Marathon vind Sondag plaas. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. 3 bestuurders van 2 verskillende maatskappye is tydens 'n klopjag in Pretoria Wes in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers. Tydens die multidissiplinêre klopjag is meer as 40 ongedokumenteerde buitelanders in 'n pakhuis gevind. Die klopjagte is aanvanklik uitgevoer om vas te stel of werkgewers aan arbeidswetgewing voldoen. Dit sluit in of die werkers by die werkloosheidsversekeringsfonds geregistreer is. Owerhede het onder meer toegeslaan op 'n pakhuis wat farmakologiese produkte verpak en verskeep. We find that they are employing quite a number of illegal foreign immigrants, and a number of them were not at the workplace when we arrived. They were going to arrive at 10, and we arrived earlier on before they arrived. But obviously, I think you saw, we've already arrested 4 full vans, which probably might be about 40 illegal foreign immigrants that we are processing right now. Werknemers van 'n tweede maatskappy het gevlug voordat beamptes die perseel kon binnekom. Owerhede vermoed dat inligting oor die klopjag uitgelek het. Die eienaar was nie teenwoordig nie en die bestuurder is in hegtenis geneem. It's amongst us. It's only us. We contain these operations. Even myself, you would be surprised that I told them not to tell me where to do the operation, where we are going, because I want to insulate the information. But yes, there are those who are told. And I can assure you that it's amongst us. Die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers is nie net onwettig nie, maar buit ook kwesbare werkers uit. Die tweede maatskappy waarop daar toegeslaan is, het ook nie die stad se kragregulasies nagekom nie. Owerhede sê 'n bykomende 10,000 beamptes sal voortaan landwyd klopjagte uitvoer. Die kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, alom bekend as Potjie, is vanoggend in die ouderdom van 62 in Stellenbosch oorlede. Volgens 'n vriend het hy onlangs 'n hartaanval gehad en moes hy 'n hartklep-vervangingsoperasie ondergaan. Potjie was internasionaal bekend vir sy kleurvolle skilderye en het in sy loopbaan ongeveer 19,000 oorspronklike kunswerke geskep. Met sy 60ste verjaarsdag in 2023 het hy die mylpaal gevier met die grootste kunsuitstalling in die Stellenbosch stadsaal nog. Die verhoor van 3 mense wat tereg staan op aanklag van diefstal van 580,000 Amerikaanse dollar by president Cyril Ramaphosa se wildsplaas Palapala is in die Modimolle streekhof in Limpopo tot 5 Augustus uitgestel. Die saak is uitgestel sodat die staat en die verdediging hulle betoogshoof kan voorberei voordat Landdros Pieter Mantate uitspraak lewer. Die betoogshoof moet voor 20 Julie ingedien word. Die verdagtes, Emanuela David, bly in aanhouding terwyl sy mede-beskuldigdes Florian en Ndili Nacho Joseph op borgtog vrygelaat is. Boodskappe tussen die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, en sy sogenaamde informant, Tumelo Nku, het glo 'n patroon gevorm wat daarop dui dat Nku by dwelmhandel betrokke was. Die Matlanga-kommissie van ondersoek het die patrone tydens vandag se sitting onthul. Mashaba wou tydens sy getuienis nie op die en verskeie ander beweringe reageer nie. Die kommissie fokus tans op die dwelmklopjag in Aeroton in Johannesburg in 2021 wat as 'n gekke spul beskryf is. Die Matlanga-kommissie het die boodskappe haarfyn deurgegaan om Nku se rol in die Aeroton klopjag vas te stel. In een van die boodskappe het Nku Mashaba ingelig dat iemand nie op 'n vlug vanaf Amsterdam toegelaat is nie
en dat Mashaba voorbereidings vir daardie dag moet uitstel. You knew about it because it's being sent to you, so clearly you had to do something because otherwise why would it be sent to you? You needed to be notified that this person didn't make it onto the flight. Honestly, I cannot remember this one. Mashaba kon male sonder taal spesifieke besonderhede nie onthou nie. You see that these countless chats between you and Mr. Nku show a picture that's totally different to what you told us, which is that he was just your informer. That's why you purport not to recall any of these chats or the content of these chats. Mashaba het ook nie geantwoord oor verdere bewyse wat daarop dui dat Nku glo in dwelmhandel betrokke is nie. Proposing to you is page 326 clearly records and shows that Mr. Nku was involved in a process of arranging for the importation and transporting of drugs into the country. I'm saying that's what 326 says. I've heard, and that's what will be discussed with him, but you say you don't want to comment. That's your last word. Thank you, I accept that. Die kommissie sit sy werk Woensdag voort. Die Suid-Afrikaans gebore Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr. Net hierna. Die Suid-Afrikaans gebore Elon Musk het vroeër vandag die wêreld se eerste biljoenêr geword nadat sy maatskappy SpaceX op die Nasdaq aandelebeurs in New York genoteer is. Die Amerikaanse lugvaart, telekommunikasie en kunsmatige intelligensiemaatskappy het meer as 555 miljoen aandele teen 'n prys van $135 per aandeel aangebied. Die aanvanklike aanbod van aandele was die grootste in die geskiedenis en bykans 4 keer oorskryf. Die aandele het in die omgewing van $155 per aandeel geopen. Oliepryse het oornag geval tot onder 90 Amerikaanse dollar per vat, te midde van hernieude optimisme oor 'n moontlike vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Brent-olie het vroeër vlugtig onder $87 per vat verhandel, die laagste vlak sedert Maart. Die oliemark het gereageer op opmerkings van die Amerikaanse president Donald Trump wat aangedui het dat 'n raamwerk vir 'n ooreenkoms met Iran bereik is. Dit kan 'n einde bring aan die onlangse konflik in die Midde-Ooste. The deal should see the lifting of the US blockade. It should see Iran also opening the straits within 30 days. This has been reported by the Iranian state media, which is also adding credibility that the deal is reached. Of course, we've heard a number of times from the US that an agreement is imminent, and so far nothing has materialized. So the sticking points really around the deal are the Iranian frozen funds. We've obviously got the US naval blockade and sanctions on Iranian oil. If the two countries can find some common ground here and the deal is reached, you would expect the oil price to be significantly lower. And what the market is telling us today is that the announced deal is credible. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers. Junie is jeugmaand en die 1976 studentebetoging in Soweto word volgende week herdenk. Dit is nou 50 jaar later en 30 jaar sedert die aanvang van die demokratiese bestel. Die dekaan van die fakulteit tegnologie aan die Universiteit Stellenbosch, professor Reggie Nel, sluit nou by ons aan. Goeienaand professor. Goeienaand Esther en goeienaand aan al die kykers. So prof, is daar in die afgelope 30 jaar genoeg gedoen om jong mense in die land op te hef? Een van die uitdagings van ons tyd, veral in hierdie maand word daar weer eens daarna aan gedink,
is natuurlik werkloosheid. So dan sal 'n mens vra, maar is daar genoeg gedoen? En tog, wanneer ons dink daaraan dat daar oor die laaste 30 jaar sedert ons grondwet aanvaar is, dat daar baie gedoen is. Jong mense het groter toegang tot tersiêre opleiding. Jong mense het groter toegang tot die mark. Ek kan onthou in die 90er jare was daar 'n nasionale jeugkommissie, later het dit nasionale jeugontwikkelingsagentskap geword. Maar uiteraard is daar ook nog baie werk om te doen. Prof, jy het nou werkloosheid daarop gebring en dit staan tans op 40%. Hoe inspireer 'n mens jong mense om voort te gaan, om opgewonde te bly en werk te gaan soek in hierdie omstandighede waarin ons nou leef? Ek wil begin deur te sê, ek sien baie jong mense is nog baie entoesiasties en baie, dit is natuurlik deel van jeug om passievol te wees. En daarom sien ons baie by informele werksgeleenthede waar jong mense entrepreneurskap doen, waar jong mense hulle eie besighede begin, waar jong mense selfs op die internet en natuurlik ook via sosiale media en die nuwe tegnologie, ons het nou net verwys na kunsmatige intelligensie, verskillende opwindende dinge doen. So ons moet begin deur te sê, daar is 'n groot passie onder jong mense. Maar baie keer word hulle ook gedryf in situasies waar as gevolg van misdaad, as gevolg van korrupsie, hulle selfs uitgesluit word en soms ook uitgebuit word. En by instellings soos Stellenbosch Universiteit dring ons daarop aan dat jong mense moet entrepreneurship geleer word. Jong mense moet ook, en ons het in hierdie week weer by die openbare beskermer gehoor, jong mense se karakter moet gevorm word. Jong mense se etiese raamwerke moet gevorm word. En as ons saam met hulle die pad loop, as ons aan die een kant sê, ons sien raak wat julle doen, maar ons stap ook saam met julle om hierdie karaktervorming te doen en die entrepreneurship geeste aan te wakker, dan dink ek is daar hoop vir ons jong mense. Professor, jy werk al dekades lank in jeugbewegings, saam met jeugbewegings. Hoe belangrik is die rol wat die jeug en jeugbewegings speel vandag? As ons oor die geskiedenis kyk, 1948 is die handves van menseregte aanvaar. Ons het nou sopas verwys na die grondwet van ons eie land wat aanvaar is. Maar tussen daardie groot merkers sien ons, en jy het verwys na die 76 waar jong mense opgestaan het en gesê het, ons dring aan vir 'n beter bestel. Vanaf 1996 sien ons in Suid-Afrika in 2015 en 2016. Jong mense het opgestaan en gesê, wanneer dit kom by tersiêre opleiding, soek ons groter toegang. Ons wil met die regering engage oor fees, oor hulle, en julle sal nou onthou die hashtag fees must fall. En natuurlik hierdie jaar het ons weer gesien, jong mense is bereid om op te staan, hulle agentskap is daar, ons moet dit net aanmoedig, en ek dink dit gee vir ons hoop, en dis die tipe van rol wat jong mense ook oor die jare gespeel het. Hulle het ons herinner aan die beloftes wat ons gemaak het, en ook daarop aangedruk dat daardie beloftes nagekom word. Baie dankie professor, en dit was die dekaan aan die fakulteit teologie aan die Universiteit van Stellenbosch, professor Reggie Nel. Die 99ste Comrades Marathon vind Sondag plaas met meer as 20.000 langafstand-atlete wat daaraan sal deelneem. Vir hierdie jaar se wenners, Gerda Steyn en Tete Dijani, is vasbeslote om hulle titels te behou. Meer as 21.000 trawers spring Sondag by die Durbanse stadsaal weg vir die ikoniese opwedloop na Pietermaritzburg. Vanjaar se roete van 85,777 km
is een van die kortste in die onlangse geskiedenis. I'm feeling confident that I can defend my title, and of course I'll do my utmost best to achieve it, even if it takes 110% of me. I'm coming here like every athlete to win. The thing is about assessing the race and mentally prepared for anything during the race and be able to read the race and know when to capitalize. Kenners meen geduld en veerkragtigheid sal Sondag se wenner bepaal. Last year was a big tester for my body. That's why I just wanted to complete my Olympic cycle before I tried Comrades, because I was so afraid after Comrades I would never return back to running. But it showed me that my body is capable. The course is too short, but the only man who will win that race is the man that will need the patience. Strawwe mededinging is egter nie die enigste bekommernis vir hardlopers nie. Padwerke langs die roete, swak sigbaarheid vroegoggend en uitmergelende opdraandes gaan na verwagting selfs die beste atlete op die proef stel. There are so many up and up here, so I think and I hope that we prepared as much as we can so that we can run very well, especially in those uphills. Met gunstige weersomstandighede wat vir Sondag voorspel word, sal alle oë op die pad tussen Durban en Pietermaritzburg wees. Die internasionale kriketraad se T20 wêreldbeker toernooi vir vroue skop vanaand af in Engeland. Die Protea vroue pak môre middag in hulle eerste wedstryd die 6-malige kampioen Australië op Old Trafford in Manchester. Suid-Afrika was die naaswenners in die laaste T20 wêreldbeker toernooie. Die afrigter, Mandla Mashimbi, sê sy span is vasbeslote om die keer die beker huis toe te bring. Die Proteas het die eindstryd in al drie die laaste IKR vroue toernooie gehaal. Die T20 wêreldbeker in Kaapstad in 2023 en in Dubai in 2024, asook die eendag wêreldbeker teen Indië verlede jaar. Die span se afrigter glo hulle ondervinding sal hulle kan deurtrek tot in die eindstryd, ondanks 'n taai loting in 'n groep saam met Australië en die huidige eendag wêreldkampioen Indië. The only competition we have in this World Cup is how well we play every game that we actually get a chance to play. That's the only competition we have, and making our players realize that teams like Australia, England, West Indies, they trying to protect their history. We want to create history. They're protecting the legacy. We want to create legacy. So it's about understanding those things and then making sure that we just live up to it every time or every moment we get a chance to play. Die Protea vroue se grootste uitdaging in die openingswedstryd in Manchester is om te glo dat hulle die Aussies kan wen. Hulle het dit voorheen gedoen toe hulle die 6-malige kampioen 2 jaar gelede in die halfeindstryd geklop het. All I know is that Australia is a world-class team. Whether they're going through a transition or not, I don't care. I just want to make sure that our girls believe that they can beat them. That's what I want to make sure. Whether they're going under the radar, whether they're coming in as champions, we just need to believe that we're good enough to play against them and compete and beat them. That's what we need to do. Die toernooi skop vanaand af met 'n wedstryd tussen die gasheer Engeland en Sri Lanka in Birmingham. Nieu-Seeland is die verdedigende kampioen. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus staan voor 'n massiewe uitdaging om 'n span in die volgende 16 maande saam te stel wat in die 2027 wêreldbeker sal kan meeding. Erasmus moet nuwe talent op die proef stel en terugkerende veterane inlyf terwyl hy en die bokke sal poog om die nasies kampioenskap te wen wat volgende week afskop. Die Springbokke se eerste kragmeting is volgende naweek teen die Barbarians in Gqeberha. I think we've got a pretty good idea which players we can take, which players we have to put game time into. But winning will always stay the most important thing. But definitely with some matches, we'll have to get more game time into some guys who doesn't have enough caps for if we need them at the World Cup. En daarmee groet die Afrikaanse redaksie tot môre aand dieselfde tyd. 'n Mooi aand vir jou.
Goeienaand, welkom by die weer vir vannag. Kom ons kyk wat die weer inhou en ons sien dis bewolkte toestande oor groot dele van die land. Dan is daar 'n 30% kans vir reën langs die suidkus. Vir môre steeds bewolkte toestande oor groot dele van die land. Dan sien ons 'n 30% kans vir reën in Limpopo en dit strek al die pad tot en met die Wes-Kaap. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word in die noordelike dele van die Oos-Kaap en dan ook in die suidelike dele van Vrystaat. Dan sien ons ook rowwe see toestande word dan verwag langs die suidkus. Vir môre steeds rowwe see toestande wat verwag word langs die suidkus. Kom ons kyk nou wat die weer inhou met ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. Pretoria 8:24, Bronkhorstspruit 'n maksimum van 23 en dan Springs en Vereniging het albei 'n maksimum van 23. In Limpopo wat ons volgende provinsie is, bewolkte toestande in Phalaborwa met 'n maksimum van 24, Thabazimbi 11:23 en Lephalale 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 25. Mpumalanga sonnig in Skukuza met 'n maksimum van 24, Imokondo 11:19 en dan Standerton 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 20. Ons volgende provinsie is KwaZulu-Natal, Ulundi 'n minimum van 13, Kokstad maksimum van 11 en dan Durban minimum van 18 en 'n maksimum van 20. In die Oos-Kaap Mthatha 'n minimum van 7, Kumane 7:14 en Mkanda 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 14. In die Wes-Kaap Laingsburg 3:13, Worcester 5:15 en Glen William 'n maksimum van 18. In die Noord-Kaap Kroman 'n minimum van 7, Springbok 'n maksimum van 17 en De Aar 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 14. Ons tweede laaste provinsie is Vrystaat. Frankfurt 6:20, Wepener 'n minimum van 4 en Bloemfontein 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 18. Ten slotte Noordwes wat ons laaste provinsie is, ons sien Potchefstroom met 'n maksimum van 22 en dan Wolmaranstad 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my in die weerdiens. 'n Rustige aand verder.